Uitdrukking wat nou vir my nogal nuut voorkom, is buurtvallig. En dit beteken blijkbaar dat 'n pad of 'n brug of 'n gebou of 'n ding of selfs 'n mens moet kan inskakel by 'n bepaalde omgewing of 'n woonbuurt. En waaroor mense nogal dikwels opgewonde raak, is hoe betonstrukture wat teen berge of op rande opgerig word in stede en in groot dorpe, word daar al gepraat van, sê nou maar, horisonne van beton, soos dit Edelf het ondersoek gaan instel. Stede oor die wêreld toon veral een gemeenskaplike kenmerk, naamlik dit bied 'n bestaan en heenkome vir derduisende en selfs miljoene mense. Oral in die wêreld is voldoende woon- en werkruimte van die ernstigste probleme waarmee groeiende stede te kampe het. Die ruimte beter te benut, kan meer mense op minder grond gehuisves word. Derhalwe is daar 'n neiging tot hoë digtheidshuisvesting in stede waar bougrond naby die stadskern al hoe skrapser word. In die praktyk kom dit neer op maak woonerwe kleiner en of bou hoër. Hoe hoër die gebou, hoe ekonomischer word ruimte benut. Maar hoë geboue kan die karakter van 'n omgewing skenk. Selfs 'n gebou wat 'n argitektoniese wonder en 'n ingenieursdroom is, kan, as dit op die verkeerde plek staan, 'n nagmerrie vir 'n omgewing se mense wees. Kaapstad is wêreldbekend vir Tafelberg en omtrent net so berig vir die 3 sout- en peperpotte wat aan die voet van Duiwelspiek staan. Kaapenaars praat ook van mieliestronke. En in die loop van ons ondersoek het ons baie ander skeldname ook teëgekom, wat egter nie uitsaaibaar is nie. Hierdie 3 woonstelgeboue het ook 'n onstuimige geskiedenis gehad. Ondanks teenkanting van die Kaapse Stadsraad en Kaapenaars hier in die tweede helfte van die 60er jare, het die provinsiale raad die bou van hierdie woonstelblokke goedgekeur en in 1970 is dit voltooi. Vir baie Kaapenaars is hierdie soutpotte of mieliestronke 'n steen des aanstoots. Ons praat hier van die peperpotte. Ek het jarenlang op die hange van Vlaaberg gewoon en elke oggend wakker geword en vasgekyk in die peperpotte of die mieliestronke, plek van die berg wat ek sou verkies het. Maar gelukkig het daar 'n nuwe woord in my lewe gekom en die woord is implodeer. En dit beteken dat jy 'n gebou kan opblaas binne 30 sekondes. Iets wat ons hier in die Kaap nog net 1 keer gesien het. Maar dit is baie indrukwekkend, die hele gebou val so in mekaar. En dink net, binne 30 sekondes kan daai mieliestronke weggevee word. Ek dink besoekers wat gedurig vertel word van die pragtige Kaapstad en die wonderlike Tafelberg, moet hulle verwonder dat die Kaap ooit so iets kon toegelaat het, dat hulle hierdie mieliestronke kan oprig wat die hele berg ontsier, nie waar nie. En wat iets is wat ons, ek dink, moet skaamte voel daaroor. Dis 'n aakligheid. Die meeste stede in Suid-Afrika het maar hulle soutpotte en hulle mieliestronke waaroor die inwoners ongelukkig voel. Maar elke stad in die Republiek het sy eie bekoring. En dit word grootliks deur die besondere omgewing en die natuurskoon bepaal. Mense wat nou trots is op hulle stad, sal uiteraard omgekrap voel as geboue, veral hoë geboue, na hulle mening die karakter van die omgewing skend. Neem nou maar Pretoria as voorbeeld. Pretoria is die Jacaranda stad, maar dit is eintlik sy rande, valleie en spruite wat die stad uniek maak. Hierdie rande strek van oos na wes en die stad is tussen die rande aangelê. Pretoria is ook berig vir sy duur huisvesting en tekort aan bougrond. Dit is amper onvermydelik dat veral private dorpsontwikkelaars en huisbouers 'n aanslag op die rande en koppies sal maak, omdat die meeste ongerepte randjies betreklik naby die middestad geleë is. Pretoriaaners het ook telkens van hulle laat hoor as die plaaslike en provinsiale owerhede ontwikkelaars toegelaat het om hoë betonstrukture teen randjies te bou. So byvoorbeeld is die bou van die Universiteit van Suid-Afrika nie gelate deur baie Pretoriaaners aanvaar nie. Waaroor tans 'n vuurwarm debat in Pretoria gevoer word, is die woonstelgebou teen hierdie randjie in Murrayfield. Die ontwikkelaars is Wester Eiendomme, tans die grootste huisvestingsontwikkelaars in Suid-Afrika. Hierdie erf is omtrent 5 hektaar groot. Dit is onderverdeel in 8 dele of erwe en op 7 van hierdie erwe mag woonstelgeboue van tot 13 verdiepings opgerig word. Die 8ste deel is die toevoerpad. Die vloerruimteverhouding is 0,6. Met ander woorde, 60% van hierdie erf mag bebou word. Daardie woonstel is 9 verdiepings hoog, hy front noord. En agter hom is 'n parkie. Daar word die fondamente gegooi van die tweede 9 verdieping woonstel. 2 erwe is gekonsolideer om daardie woonstelgebou in te pas. Die ontwikkelaars beoog nou om op die res van hierdie erwe nog
hoë woonstelblokke op te rig. En moontlik kan van hierdie erwe ook gekonsolideer word om soortgelyke geboue in te pas. Met ander woorde, teen hierdie randjie kan binnekort 4 tot 6 geboue staan, wat almal in die omgewing van 9 of meer verdiepings hoog gaan wees. Hieroor is die inwoners van Murrayfield, 'n betreklik gesogte woonbuurt in Pretoria, ontevrede. Want benewens hulle vrese vir waardevermindering van eiendom, gebrek aan privaatheid, verkeersprobleme, is hulle die meeste verontrus oor die effek wat hierdie geboue op die omgewing mag hê. Dit lyk vir my liewerste, as ek na hulle opkyk soos die piramide van Egipte, wat vir my so onvanpas is in hierdie pragtige omgewing van ons. Ons omgewing Murrayfield vorm 'n geografiese eenheid. Dit is 'n tipe van 'n kom met boomryke randjies reg rondom die woonarea. Daar byvoorbeeld is 'n randjie wat nooit toegebou sal word nie, maar wat as 'n reservaat behoue sal bly. In hierdie gebied sou dieselfde gewees het, maar hierdie kolossale struktuur wat hoër selfs as die horisonlyn gaan, verberg dit totaal geheel en al. Ons stap dikwels hierdeur en wat hier voorkom is eerlikwaar iets besonders. Hier kom 'n hele klomp van ons inheemse bome voor wat eie is aan hierdie omgewing, inheemse vye, bakhoutsoorte ensovoorts kom heel wat hier voor en dit is natuurlik 'n ideale omgewing vir ons kinders om te gaan rondstap en hulle inheemse bome te leer ken. Ek dink eerlikwaar, ons mense moet aandag daaraan gee dat hierdie gebied vir die botaniese aspekte dan daarvan ook bewaar bly. Die begin van verlede jaar nog het bosveldvisante en tarantale gereeld hulle opwagtinge gemaak hier in die randjie kon mense vroeg in die oggend hoor. En daarbey nog heel wat klein soogdiere wat volop is hier so in die randjie. En 'n mens wonder nou net wat van al hierdie dierelewe sal word indien hierdie geboue mee voort te gaan word. Die meerderheid van inwoners in Murrayfield is nie teen ontwikkeling as sodanig. Ons het ook nie teen die ontwikkeling van hoë digtheid behuisingsprojekte nie. Ons het in ons woongebied voorbeelde van pragtige hoë digtheidsbehuisings wat baie laer is. Die beswaar is teen ontwikkeling van so 'n reusagtige gebou wat die privaatheid, die hele karakter van die omgewing skend. Wat Murrayfield betref, het daar in die begin van die 70er jare 'n meningsverskil tussen die Pretoria se Stadsraad en Transvaal se Provinsiale Raad oor die ontwikkeling van die Murrayfield koppie ontstaan. 'n Aansoek van Bester Eiendomme om die bestaande regte van 2 verdieping geboue na 'n kompleks van 13 verdiepings uit te brei, was vir die Stadsraad en een beswaarmaker van Murrayfield nie aanvaarbaar nie. Die provinsiale owerheid het egter die aansoek in Junie 1973 goedgekeur. Sedertdien het Bester Eiendomme toestemming van die provinsiale raad verkry om die erf onder te verdeel, met die reg om 'n 13 verdieping gebou op elke deel te bou. Weereens teen die wense van die Pretoria se Stadsraad. Dit is teen die wysiging van Bester Eiendomme se oorspronklike regte wat die Murrayfielders beswaar maak. Maar meneer Teuns Bester, besturende direkteur van Bester Eiendomme, meen dat die inwoners nie juis rede het om te kla nie en dat hulle klagtes buitendien te laat is. Ek dink die eerste sprake van die ontevredenheid oor die gebou het gekom toe hy op die 8ste vloer was. Toe het iemand een oggend toevallig teruggekyk en te sien hier is iemand wat besig om met konstruksiewerk en ons al reeds op die 8ste vloer. Toe sien hulle dit vir die eerste keer. As 'n mens in enige dorpsgebied wat deur 'n ontwikkelaar ontwikkel is op enige stadium, selfs voor proklamasie, behoort hulle seker te maak van wat koop hulle. Ondanks al die besware, gaan u nog voort met die bouplanne op die ander erwe. Ja, die aard van die saak is ons verplig om dit te doen. Ons het sekere regte en ons gaan dit ontwikkel. En ek dink die mense wat hier kom bly het ook 'n sekere reg. Ons kan nie weer vir 3 of 4 mense wat gaan kla omdat hy nie gekyk het wat hy doen, soos ek reeds gesê het. Nou 150 woonstelbewoners wat vasgekeer is in Sunnyside en wat miskien nou se verkies om hier in die oop te kom bly, hier uit te hou nie. Hoekom sal ek dit doen? 'n Petisie teen hierdie woonstelkompleks is ongeveer deur 1000 mense onderteken. Hoe verklaar u dit? Ek is nie presies seker nie, ons kan dit tel op die plan daar, maar Murrayfield uitbreiding 1 het maar omtrent 280 erwe. So ek kan nie sien hoe Linwood Rift kan kla oor iets wat in Murrayfield aangaan. Of Meyers Park aan die ander kant van die werk, of Willows. Hulle kan tog nie kla oor wat hier aangaan. So daar is geen manier tensy hulle die kinders en almal laat saamteken dat hulle 1000 handtekeninge kan kry nie. Maar as al 280 Murrayfield inwoners geteken het, dan is dit al klaar meer as die 4 klaars wat u genoem het. Stem goed, as hulle al 280 sou geteken het, dan het hulle geweet wat hulle koop toe hulle hier gekom het, as dit een van die oorspronklike
koper sou wees. En as dit iemand is wat daarna gekom het, moet sy gaan kyk het wat sy regte is gegee aan die verskillende stukke grond in die gebied. U sou aanvanklik duplex woonstelle hier gebou het. Hoekom het u daarvan afgewyk? As die mens na die omgewing kyk in die rotse en jy dink daaraan dat jy hier 'n 0,6 vloerspasie verhouding het, 2 verdiepings, dan is dit prakties onmoontlik om dit op hierdie terrein te doen. Daar sal nie 'n klip of 'n boompie bly staan. Die mense hier rond voel dat u nie meer 'n sukkelaarbouer is nie. U kon maar die grond vir die munisipaliteit geskenk het en dan sou hulle dit die Westerpark genoem het. Ek kan aan 'n hele paar ander maniere dink as 'n mens net wil namaak en dinge wat mense kan skenk in die land wat miskien vir meer mense gelukkig sou maak as die paar wat nou hier beswaar gemaak het. Ons kan seker nie al die randjies om Pretoria probeer bewaar nie. Hier is 'n geweldige klomp randjies in Pretoria en om Pretoria. Ons is met 9 soortgelyke ontwikkelings om Pretoria besig is. Ons al 9 daai stukke grond aan die stadsraad moes skenk om 3 en 4 persone wat nie gekyk het wat hulle doen toe hulle gekoop het nie, gelukkig te hou, dan sal dit nie so goed gaan in my maatskappy nie. Wanneer ontwikkelaars 'n stuk grond ontwikkel, beoog hulle nie om dit in belang van die gemeenskap of woonbuurt te doen nie, maar om die grootste wins te maak. So sê meneer Lourens Rigter, voorsitter van die belastingbetalersvereniging waaraan die meeste Murrayfielders behoort. Meneer Rigter glo egter dat daar ten opsigte van die Murrayfield koppie moontlike oplossings is wat al die partye tevrede sal stel. Ons vraag is dit al ondersoek? Wat ons vir die ontwikkelaar wil sê is, wil u nie gehoor gee aan ons versoeke nie? Wil u nie gaan kyk of daar alternatiewe metodes is om Pretoria se rande vir die nageslag bewaar te laat bly? Die Pretoria se stadsraad het 17 jaar gelede riglyne neergelê vir die beheer en ontwikkeling van die stad se rande en spruite. Verder bedien 'n groep vrywillige vakkundiges die stadsraad van raad oor die estetiese sy van ontwikkeling. Die komitee van estetiek waak veral teen ontwikkelaars wat die estetiese verontagsaam in 'n poging om die grootste wins op hulle beleggings te maak. Met die voorgestelde styl en vorm van die woonstelgebou op die Murrayfield randjie het die komitee van estetiek niks fout gevind nie. Die komitee het egter heelwat laer woonstelgeboue verkies. Hieraan kon niks gedoen word nie, omdat die ontwikkelaar die reg gehad het om tot 13 verdiepings hoog te bou. Ons as komitee stem heelhartig met die stadsraad se beleid saam dat 'n lae hoogte ontwikkeling in daardie gebied voor die hand liggend was. As 'n mens die hoogtebeperking van 2 verdiepings in ag sou geneem het, sou jy die volledige silhouet van die koppie gesien het teen die agtergrond en sou die geboueontwikkeling feitelik nie uitgesteek het bo die normale behuising nie. Nou gebeur dit dat die stadsraad 'n sekere beleid het wat soms nie uitgevoer word nie. Ek dink 'n mens moet die ding goed begryp. Daar is 3 vlakke van regering in ons land soos jy besef. Dit is die 3de vlak is die stadsraad. En dat die provinsiale administrasie regte het om sekere regte toe te staan en skemas te wysig sonder om die stadsraad se advies noodwendig te volg. Murrayfield is nie die eerste geval waar 'n provinsiale administrasie teen die wense van 'n stadsraad besluit nie. Dit het ook al gebeur dat 'n provinsiale owerheid 'n voorlegging afkeur wat reeds deur 'n stadsraad goedgekeur is. Volgens meneer John Griffiths, lid van die uitvoerende komitee belas met plaaslike bestuur, is die besluite van die provinsiale administrasie wel deurdag, omdat al die betrokke partye in 'n saak geken word. Meneer Griffiths sê dat hoewel die Murrayfield kwessie meer as 10 jaar gelede met dieselfde omsigtigheid behandel is, daar nou vrae geopper kan word. Wel, weer gaan dit daaroor dat dit is 'n kwessie van of dit wenslik is of nie. Maar weer het dit 'n subjektiewe waarde. Vir sommige mense sal hulle sê dit is wenslik. Sommige mense verkies om in hoë geboue te bly. Partykeer voer hulle die rede aan dat dit gaan oor veiligheid. Maar persoonlik sou ek sê dat vir die omgewing dink ek nie dat dit 'n gewenste ontwikkeling is nie en dat baie beslis in die toekoms gewaak sal word teen daardie soort van ontwikkeling wat vir mense in 'n gebied onaanvaarbaar is. Gaan daar nog sulke hoë geboue gebou word op die erwe wat oop bly? Ja, ongelukkig is dit so dat die regte is toegeken en daar kan niks daaraan gedoen word om dit weg te doen. Maar as mens nou sien, dit is nie die beste vir die omgewing daar nie. Kan mense dit nie stopsit om hom nie? Nou, dit is ongelukkig die posisie dat as jy 'n bestaande reg het, oorspronklik het hulle regte gekry deur dorpsstigting, agterna het hulle deur die wysigingsskema hierdie addisionele regte bekom en daar is geen manier waarop dit weggeneem kan word van hulle. Met ander woorde, so 'n besluit van 'n dorpsraad kan op geen manier herroep word nie.
dit is nie net die besluit van die dorpraad nie, dit was 'n aanbeveling van die dorpraad. Die besluit was geneem deur die administrateur en uitvoerende komitee en dit kan nie herroep word nie, want dit is 'n reg wat toegeken is. Is die provinsiale raad hoegenaamd bekommerd dat die ontwikkelaars die omgewing moontlik kan ontsier? Ek kan net vir u sê dat dit is baie moeilik en ek dink nie dit is enigstens moontlik in 'n ontwikkelende land dat daar eindbeplanning kan wees nie. Daar sal voortdurend verandering wees. Maar ek sê weer dat die uitvoerende komitee is baie sensitief oor ongewenste ontwikkeling in enige gebied. En ek kan vir u sê dat hierdie is maar 'n enkele geval. As jy terugkyk oor die laaste 15 jaar, dan dink ek daar is min gevalle waarvoor die uitvoerende komitee enigstens geblameer word vir beslissings of besluite wat hulle geneem het. Miskien net weer die kwessie van die natuur. 'n Mens weet nie hoe dat jy daardie saak maklik kan oplos nie, omdat daar is by sekere stadsrade is daar estetiese komitees wat die estetiese en argitektoniese waardes van 'n ontwikkeling probeer bepaal en dan onderhandel, maar daar weer is dit 'n kwessie van smaak. Wat vir een mens mooi is vir 'n ander een lelik. Volgens meneer Griffiths is dit moeilik om te sê presies waarom 'n besluit 10 of 11 jaar gelede geneem is, omdat die gees van die tyd dit waarskynlik toegelaat het. Dit is egter moontlik om nog Murrayfields in Suid-Afrika te verhoed. Aldus meneer Ernie Jacobson, stadsraadlid vir die Murrayfield area. Daar moet op 'n breër of selfs op 'n streeksgrondslag beter beplanning gedoen word. Daar moet 'n beleid neergelê word dat wanneer nuwe dorpe ontwikkel word, dan moet daar mense soos omgewingsdeskundiges, ekoloë, stadsbeplanners, argitekte, almal van hulle moet saamkom, saam met die dorpsontwikkelaar. En dan die situasie in sy geheel beoordeel en besluit, hoe gaan dit uiteindelik lyk? As ons dan 'n koopsentrum en as ons 'n woongebied het en as ons woonstelle het, dat ons die dorp in sy geheel beplan en nie broksgewyse soos dit op die oomblik gebeur nie. Dit is wensdenkery om te verwag dat die bou van hoë geboue heeltemal uitgeskakel kan word. Die groeiende behoefte aan woon- en werkruimte in Suid-Afrikaanse dorpe en stede laat dit nie toe nie. Die vereiste wat egter aan enige gebou, hoog sowel as laag gestel kan word, is dat dit buurtvallig moet wees. Met ander woorde, dit moet inskakel by die karakter van 'n bepaalde buurt en sy omgewing. Om buurtvalligheid te bepaal is nie so maklik nie, want wat vir een mooi is, kan vir die ander lelik wees. Maar as dit 'n verskoning is om nie vooruit te beplan en oor die voorkoms van 'n buurt te besin nie, kan Suid-Afrika se rande en vlaktes in 'n bondspil ontaard.